Rigters hoofstuk 16. En ons gaan daar lees van vers 16. En ons gaan daar lees tot en met vers 31. Rigters 16 van vers 16 tot en met vers 31. En hier kry ons die gedeelte van Samson. Maar Samson was 'n rigter van God gewees wat God opgerig het. En kan julle onthou, Samson was hy was die sterk jong man gewees wat met die lang hare, hy was 'n Nasareer gewees. Wat 'n Nasareer was in daai tyd, het beteken hy het 'n Nasareer gelofte afgelê. Sy ouers het 'n Nasareer gelofte gemaak wat hulle gesê het dat hy gaan sekere dinge onderhou in sy lewe. Hy is afgesonder vir die Here en vir die werk van die Here. Wat sou beteken dinge soos hy sou nie sy hare gesny het nie, hy sou geen sterk drank gedrink het nie, hy sou niks eet wat onrein was nie, hy sou so gesê. En Samson het actually teen daai hele ding gegaan, as jy mooi gaan kyk in sy hele bediening. As jy 'n bietjie gaan kyk wat heiliglik in Israel aan die gang is, tussen Israel en Hamas, daar in die Gaza strook. Dit was die antieke stryd wat ons kry tussen Israel en die Filistyne. En hier kry ons dit te doen al in Rigters 4000 jaar terug. Die stryd tussen Israel en die Filistyne. Okay, nou kom ons stel hom op daarso in Rigters hoofstuk 16. En hier kry ons 'n gedeelte van Samson. Nou Samson, ons weet hy was hierdie sterk man, hy het die Filistyne baie pak slaag gegee en hy het vir hulle baie grief gegee. En toe raak hy te mekaar met 'n Filistynse prostituut genaamd Delilah. En ons almal ken die storie van Delilah. Hoe het sy nou gekom en vir Samson gesê, nou wat is die geheim van jou krag ensovoorts. En hy het toe vir op die einde van die dag vertel, nou gaan ons daar optel vanaf vers 16. Rigters 16 vanaf vers 16. En omdat sy hom met haar woorde al daar gepers en by hom aangedring het, het hy so ongeduldig geword dat hy kon sterf. Kyk, sy het hom gesanik oor die geheim van sy krag. En hy het sy hele hart aan haar bekend gemaak. En haar gesê, daar het nooit 'n skeermes oor my hoof gekom nie, want ek is 'n Nasareer van God, van my moeder se skoot af. As ek geskeer sou word, sal my krag van my wyk en ek swak word en wees soos al die mense. Toe Delilah sien dat hy sy hele hart aan haar bekend gemaak het, laat sy die voorste van die Filistyne roep en sê, kom hierdie keer op, want hy het sy hele hart aan my bekend gemaak. Toe kom die voorste van die Filistyne na haar op en bring die geld met hulle saam. En sy het hom op haar skoot aan die slaap gemaak en 'n man geroep en 7 haarvlegtels van sy hoof afgeskeer. En sy het begin om hom te bedwing en sy krag het van hom gewyk. En toe sy sê, die Filistyne is op jou, Samson. En toe hy uit sy slaap wakker word, sê, ek sal vry uitgaan soos die vorige kere en my losruk. Want dan, as jy net gou hierso stop, as jy die vorige gedeeltes gaan lees, dan sal jy sien op 2 ander geleenthede het sy gekom en sy vir hom gesê, wat is die geheim? Dan het hy elke keer vir haar iets anders te gesê, maar dit was nooit die waarheid nie, en elke keer het hy losgekom en dan het die Filistyne pak slaag gegee. Maar hierdie keer is nou iets wat hier gebeur. Hierdie keer het hy weer opgespring, nadat sy hare geskeer is, en gesê, ek sal weer loskom, né? Wat se vers? Toe sê sy, die Filistyne is op jou, Samson, en toe hy uit sy slaap wakker word, sê hy, ek sal vry uitgaan soos die vorige kere in my losruk. So let op wat hier gebeur, hy het gedink hy gaan weer loskom. Maar hier kom 'n baie erge vers, en jy moet nou mooi oplet wat hier staan, want hy het nie geweet dat die Here van hom gewyk het nie. Hy het nie geweet God het hom verlaat nie. Daarop het die Filistyne hom gegryp en sy oë uitgesteek en hom afgebring na Gaza. En met die koperkettinge gebind. En hy moes maal in die gevangenis. Bedoelende van hulle het hom aan 'n maal vasgemaak. Dit was 'n groot steen gewees met so 'n lang paal deur wat hulle 'n esel aangesit het, want hulle die esel laat loop om vir hulle graan te maal. Nou so het hulle hom vasgemaak aan so 'n maal. Waar die donkie moes loop, het hulle hom vasgemaak. Hulle het eintlik vir ons sê, jy's nou 'n groot donkie, jy's nou ons donkie wat vir ons gaan meel maak. Hulle het sy oë uitgesteek, afgebring na Gaza, maar koperkettinge gebind en hy moes maal in die gevangenis. Maar kyk na vers 22. Maar die hare van sy hoof het weer begin groei sodra dit afgeskeer was. En die voorste van die Filistyne het vergader om 'n groot offer te bring aan hulle god Dagon en om vrolik te wees. Hulle het gesê, ons God het ons vyand Samson in ons hand gegee. Toe die volk hom sien, prys hulle God, want hulle het gesê, ons God het ons vyand en 'n renoveerder van ons land, wat ook baie van ons laat sneeuwel het, aan ons hand gegee. En toe hulle hart vrolik was, sê hulle, roep Samson, dis toe hulle dronk was, roep Samson dat hy vir ons kan speel. Hulle wou hom beledig en sleg maak, né? En hulle het Samson uit die gevangenis geroep en hy het voor hulle gespeel. Hulle het hom tussen hulle pilaar laat staan. Daarop sê Samson aan die dienaar wat hom aan die hand hou,
laat my staan en laat my die pilare betas waar die huis op rus, dat ek daarteen kan leun. En die huis was vol manne en vroue, en al die vorste van die Filistyne was daar, en op die dak omtrent 3000 manne en vroue wat kyk hoe Samson speel. Toe roep Samson die Here aan en sê, Here, dink tog aan my, en versterk my tog net hierdie keer, o God, dat ek my oor een van my twee oë op die Filistyne kan wreek. En Samson slaan sy arms om die twee middelste pilare waar die huis op gerus het, die een met sy regter en die ander met sy linkerhand, en leun teen hulle aan. En Samson sê, laat my sterwe saam met die Filistyne. En hy buig hom met krag, sodat die huis inval op die vorste en op al die mense wat daarin was. So was dan die dooies wat by sy sterwe gedood het, meer as die wat hy in sy lewe gedood het. Sy broers en sy hele familie toe afgekom en hom opgeneem en opwaarts gebring en hom begrawe tussen Soria en Estaol in die graf van sy vader Manoach. En hy het Israel 20 jaar lank gerig. So hier kry ons hierdie gedeelte van hierdie kragtige man, hierdie kragtige rigter van God, wat Israel gerig het, maar hy het die mekaar geraak met die Filistyne, en ons kry al wat hulle hom gegryp het, hulle het sy hare afgeskeer, hulle het hom as 'n gevangene ingewerp, en hom laat bespotlik maak, sy oë uitgesteek, en hierdie kragtige man van God het tot 'n val gekom. En daar het hy weer die Here aangeroep. En vanmôre wil ek sy boodskap 'n titel gee, as ek dit 'n titel kan gee. God laat jou hare teruggroei. God laat jou hare teruggroei. En ek wil fokus op hierdie vers in vers 22, maar die hare van sy hoof het weer begin groei, nadat dit afgeskeer was. En hier kry ons hierdie gedeelte van 'n man, die sterkste man op daardie stadium, kragtige man van God, en hierdie sterkste man het ewe skielik 'n gebroke man geword. Het ewe skielik tot 'n val gekom, het ewe skielik alles verloor waarvoor hy geleef het. Hy was verneder, hy was verag. En kom ons wees nou maar eerlik, die storie van Samson is eintlik vir ons almal ou nuus, want ons almal ken die storie, ons het groot geword met hierdie storie in die sonnaarskool. Maar ek wil eintlik jy moet jouself 'n bietjie insien in hierdie storie. Ek wil jy moet jouself bietjie in die plek van Samson plaas. En ek wil jy moet jouself 'n bietjie in sy situasie plaas. En miskien erken jy jouself dalk hier, ek wil sê tussen die tronk en die blindheid en die meel, dat jy ook dalk so Samson op 'n plek in jou lewe gekom het, waar jou hare uitgeskeer is, jou oë uitgesteek is. Nou, julle sal later hoor wat ek daarmee bedoel, maar Samson was 'n godgesalfde man, dit was 'n man van God, 'n kragtige man van God. Hy het 'n bestemming gehad, hy het 'n roeping gehad in sy lewe, hy het beloftes gehad van God, hy was toegewy aan die Here, hy het 'n rigting gehad waarin die Here hom wou gehad het, 'n man van belofte, 'n man wat 'n doel gehad het. God het hom gerig, het hom gestuur om sy volk te rig. Maar iewerste het daar iets verkeerd geloop, 'n paar dinge, en hy het soos 'n mislukking net geval. En hy het geval in sy vyand se hande. Sy hare was afgeskeer gewees, sy oë was uitgesny gewees. Sy hele roeping het tot 'n val gekom. Hy het tot 'n val gekom. Hy was nie net sonder krag nie. Hy het nie meer 'n visie gehad nie. Meer 'n doel gehad nie. En ek dink as ons eerlik met onsself moet wees, party van ons weet presies hoe dit voel. Dat in jou gees, in jou hart weet jy is dalk op 'n plek in jou lewe, jy weet dat die Here het jou geroep, jy weet die Here het 'n roeping in jou lewe, hy het 'n salwing in jou lewe, hy het 'n plek vir jou, hy wil jou gebruik, jy weet dat God het jou opgerig vir 'n tyd soos nou, maar iewers het jy maar bietjie van die pad afgeraak. Iewers het jy maar 'n bietjie net jou roeping gemis. En
jy sit dalk op 'n plek waar jy nie net moeg voel nie, maar jy's eintlik heeltemal gebreek, jy's heeltemal uitmekaar uit, jy sien net vas nie, maar jy's vas as gevolg van al die keuses wat jy gemaak het in jou lewe, verkeerde keuses. Jy sit op die plek waar jy sit omdat jy verkeerde keuses gemaak het, en jy's nie net blind vir die toekoms nie, jy weet nie waantoe jou pad is nie, maar jy is ook blind vir jou eie identiteit, jy weet nie eens meer wie jy is nie. Ek weet nie of jy ook op daai plek sit nie, maar miskien is daar iemand wat vanmôre op daai plek sit wat sê, ek voel net so Samson. Ek het droog gemaak, ek het my eie kop gevolg, was nie bewus dat die Here van my gewyk het nie. En ek het verkeerde keuses gemaak, en ek het verkeerde besluite geneem, en my lewe val uit mekaar uit, en ek sit nou in hierdie plek, en ek sit nou hier soos 'n Samson. Ek is blind, ek is vasgemaak aan 'n mal, ek voel soos 'n donkie. Maar weet jy wat? Ek wil hê ons moet vanmôre fokus op daai kort versie, wat so 'n bietjie weggesteek is tussen al die ander verse. Die hare van sy hoof het weer begin groei. Daar in die gevangenis, daar in die donker, daar in die oordeel van die vyande, daar in die stilte, daar in sy vernedering, daar in sy verlies, het sy hare weer begin groei. Jy sien, God begin werk, wanneer die mens dink hy het klaar gewerk. God begin eers oorneem in jou lewe, waar 'n mens leeg is in jouself. Waar jy op 'n plek gekom het, waar jy rock bottom geslaan het, waar daar nêrens is meer waar jy kan gaan nie. Dis wanneer jou hare weer begin groei. Dis wanneer God weer begin werk in jou lewe. En as ons gaan kyk na Samson, nou gaan ek net so 'n bietjie backtrack, voordat ek nou daaroor gaan praat. Kom ons kyk eers gou na die val van Samson. Nou, ons almal dink dat Samson se grootste probleem, of die grootste issue was Delilah. Dis Delilah se skuld dat Samson geval het. En baie mense sê altyd, dit was Delilah wat Samson vernietig het, dit was Delilah se skuld. Maar dit is nie eintlik die waarheid nie, sy was net die instrument wat gebruik was, om hom tot 'n val te bring. As ons gaan kyk, Samson se grootste probleem was nie 'n vrou nie. Samson se probleem was hy self. En dit is wat ons moet besef. Sy eie trots, sy eie selfvertroue. Want kyk toe die Filistyne hom gevang het, toe nadat hulle sy hare afgeskeer het, wat was die woorde? Ek sal weer loskom, soos die vorige kere. Hy het begin selfversekerd raak in homself. Sy eie trots, sy eie selfvertroue, sy houding van ek sal uitkom soos altyd. Jy weet? Ek sal nie tot 'n val kom nie. Ek is Samson, die sterkste man op die aarde. Niemand vertel my niks. Nie vir my preek die man. Ek sal nie val nie. Ek sal nie verlore gaan nie. Ek sal nie my rug kan. Man, ek sal okay wees. Sy eie ek, sy eie ego, sy eie ongehoorsaamheid. Weet jy wat, sy eie rebellie, want hy het in rebellie teen God opgetree. Hy het gerebelleer teen die Here. Hy het gerebelleer teen daai Nasareer gelofte van hom. Wat was daai Nasareer gelofte? Jy moenie enige iets te doen nie wat onrein is nie. Wat doen hy? Gaan kyk 'n bietjie met die leeu, onthou jy die gedeelte as jy 'n bietjie rigters gaan lees, punt Samson. Daar storm 'n leeu op hom af. Hy verskeur die leeu, hy maak die leeu dood. Hy loop weer daar verby, daar's heuning in die leeu. Nou een van die dinge van 'n genasareer, hy mag nie enige dooie ding aanraak nie. Wat doen hy? Daar's heuning in die leeu. Wat doen hy? Hy eet dit. Here sê, jy moet jy nie meng met die Filistyne nie. Met daai afgodedienaars, jy moenie daarmee met hulle, wat doen hy? Hy gaan kry 'n vrou by hulle. Wat gebeur? Hulle maak die vrou dood om hom uit te lewer, whatever, hy word toornig oor hulle. Hy gaan raak met mekaar met hulle, nou dan kry hy weer vir Delilah. Hy gaan hoereer met 'n Filistynse prostituut, 'n Nasareer. Hy gaan teen alles wat God vir hom beveel het om nie te doen nie. En hy het eintlik sy roeping as iets outomaties begin sien, eintlik as iets wat sy eie reg was.
Hy het dit nie gesien as 'n missie of 'n roeping van God of 'n salwing van die Here. Hy het dit begin sien as 'n outomatiese, as vanselfsprekend. Dis maar wie ek is. Ek is Samson, die sterkste man van God. Hy het God se salwing begin behandel soos 'n besitting vir sy eie doel en sy eie wraak. Dink jy toe hulle sy vrou doodgemaak het? Wat het hy gedoen? Toe hulle vir hom sê, voordat hy sy vrou kan kry, hy moet eers hy stelle klere bring, hulle moet 'n weddenskap aangaan. Onthou hulle toe hy vir hulle die raaisel gegee het van die leeu. Toe gaan slaat hy so 'n paar Filistyne dood en hy bring vir hulle die klere. Hy het begin om God se salwing te begin gebruik vir sy eie wraaksug. Hy het eintlik die heilige gewordene van God verander in eintlik die heilige gewoontelike. Dit was maar net 'n algemene ding vir hom. Hy het nie meer sy roeping beskou as, ek wil dit sê, as heilig nie, as sacred, hy het nie meer opgepas nie. Hy het begin roekeloos raak. En kom ons wees nou maar eerlik, die meeste van ons doen dieselfde. Ons maak die salwing van die Here 'n gewoonte. Ons raak gewoon aan, ek is ons 'n kind van die Here, ek is my gesalfde van die Here. Ons vat ons genade van selfsprekend. Ons vat ons redding van selfsprekend. Ons vat God se stem van selfsprekend, laat dit naderhand net 'n agtergrondstem word. Laat ons nie meer God se stem in die binnekamer hoor nie, want ons is mos kinders van die Here. Ons minag die roeping van die Here in ons lewe. Ons ignoreer dit. Ons volg ons eie kop. Ons is ongehoorsaam aan sy woord. Ons leef nie volgens sy beginsels nie. Ons doen wat ons wil, want niemand kan ons niks vertel nie. Ons rebelleer in ons eie arrogansie. Ons raak arrogant teenoor die Here, teenoor die woord. Wanneer ek aangespreek word daaroor, as ek arrogant daaroor, ek gooi wal daarteen, ek rebelleer daarteen. Want niemand kan my niks vertel nie. Ek is mos 'n geseënde van die Here. Weet, ons neem ons geloof, ons heiligmaking, ons saligheid, ons redding, ons neem dit van selfsprekend. Ons begin daai Samson houding te kry oor onsself. En ons begin nie te besef, ons waak nie, ons leef nie heilig nie. Ons raak te selfversekerd. So die woord van die Here sê, hy wat meen dat hy staan, moet oppas, dat hy nie val nie. Ons volg ons eie kop, ons eie wil en ons eie begeertes, tot op 'n dag dat ons eendag wakker skrik. En net so Samson wakker geskrik en gesê, ek sal weer loskom hieruit, word ons eendag wakker en ons besef, nie die Here het van ons gewyk nie. Ons is op ons eie. Nie omdat God homself van ons weggetrek het nie, maar omdat ons God weggestoot het. Net so Samson lankal opgehou het luister na die leiding van God se gees. Net so het ons opgehou luister na die leiding van die Heilige Gees. En ons het sy stem stil gemaak in sy lewe en ons het hom begin een kant toe stoot. Ons het hom begin bedroef, ons het hom begin ignoreer. En dit is wanneer ons tot 'n val kom. Wanneer die vyand kom en hy skeer ons hare af. Ons seer kry, ons val, ons lewe word uitmekaar uitgeruk. Ons word in die gevangenis van die vyand vasgeketting aan 'n meel. Ons word 'n slaaf van die sonde. Ons word 'n slaaf van ons dade. En ons dra die gevolg van ons verkeerde keuses. En dis waar Johannes 10 vers 10 kom, hy sê, want die dief kom net. Hy kom net. 'n Dief kom nie inbreek in jou huis, om met jou koekies te bak nie, en met jou mooi praatjies te praat nie, hy kom nie om by jou braaivleis te hou nie. 'n Dief breek in om wat te doen? Dis wat die Bybel sê, Johannes 10 vers 10, dief kom net om te steel, te slag en te verwoes. Dis sy missie, is sy doel. En hy gebruik onsself om dit reg te kry. Hy gebruik jou Samson, jou eie selfversekerdheid, jou eie
arrogansie, jou eie trots, jou eie vanselfsprekendheid wat jy in die geloof meeneem. Hy gebruik dit. Ek is mos 'n Christen, ek is mos 'n kind van die Here. Man, ek dien mos die Here, ek gaan mos kerk toe. Ek lees mos my Bybel en bid elke dag. Maar Samson het nie besef, hy het nie geweet, dat die Here van hom gewyk het nie. Hy het nie gedoen wat God behaag nie. Hy het die stem van die Heilige Gees stil gemaak. En God het onttrek van hom. God het hom nie gelos nie. Hy het teruggestaan en gesê, goed Samson, as jy my nie in jou lewe wil hê nie, sal ek terugstaan. Volg jou eie kop. Jy sien, God forceer niemand om hom te dien nie. God gee 'n vrye keuse, hy gee 'n vrye wil. En hier beland hy in die tronk. Hier word hy 'n gevangene in Gaza. Daar word hy vasgeketting aan 'n meel. Hy word sy vyand se slaaf. Hy word 'n slaaf van die sonde. Hy word bespotlik gemaak. Hy word verneder, hy word verkleineer. En weet jy, in hy tronk sit ons baie maal en ons eindig dalk op, jy dalk in hy tronk opgeëindig. Jy sit ook daar. Sê ek sit vandag daar, ek het 'n gemors gemaak van my lewe. Ek het verkeerde keuses gemaak, ek het weggedwaal van die Here af, ek het net so Samson arrogant geraak, ek het geval in sonde, ek het my roeping gemis. Ek het dit weggegooi. En hier sit ek nou, my hare is afgeskeer, my oë is uitgesteek, ek sien nie meer die toekoms nie, ek weet nie meer waant om te gaan nie, ek voel, ek is uitgeworpene, ek is hier oorgelaat, ek sit hier in 'n tronksel. God het van my gewyk. The one and mighty Samson came to a fall. En hier sit ek nou, waartoe gaan ek? Ek wil vir jou sê vandag, God se genesing en sy herstelling lyk nie altyd soos verlossing nie. Dit lyk nie vir ons altyd so nie. Jy sien, ek wil vir jou iets wys, Samson se val was nie sy einde nie. Dit was nie sy einde nie. Samson se tronk was nie net 'n plek van straf nie. Dit was 'n plek van hervorming. Hoor mooi. Samson se tronk was nie die einde nie. Dit was 'n plek van hervorming. Partymal red God jou nie uit die plek uit waar jy is nie. Hy red jou in die plek waar jy is. Jy sien, ons verwag sy verlossing om ons uit te haal uit die tronk uit. Maar ons besef nie, hy kom red ons in ons tronk nie. Alhoewel hy van hom gewyk het hy hom nooit verlaat nie. Het sy roeping vir Samson nog nooit verander nie. Die Filistyne het wel gedink, ons het hom. Ons het hom gebreek. Ons het hom geknak, ons het sy hare afgeskeer, ons het sy oë uitgesteek, ons het hom gekry. Ons het hom gestop. Gaan kyk 'n bietjie wat Samson alles gedoen het. Hoeveel duisende Filistyne het hy en honderde het hy doodgemaak. Ons het hom gekry, ons het sy krag gevat, man, ons het sy hare afgeskeer, hy's useless nou. Ons het hom geneutraliseer. Maar hy het nie opgelet nie. Sy hare het begin groei. En weet jy wat die beste van alles? Samson het nie eens opgelet, sy hare het begin groei nie. Die Bybel sê dit, sy hare het weer begin groei. Terwyl hy daar was, in hy tronksel, terwyl hy daar in sy eensaamheid gesit het, in sy hart, in sy verdriet, in sy vernedering gesit het die vyand nie agtergekom, God is besig om hom te hervorm nie. Het hy nie self agtergekom, God is besig om met my te werk nie. Samson het gedink, alles is verby. En weet jy wat, die duiwel kan jou val sien. Hy kan jou bewerkstellig, hy kan hy val bewerkstellig, hy kan veroorsaak dat jy uit mekaar uit geruk word.
Maar hy let nie op na wat God besig is om in jou val met jou te doen nie. Hy kan jou gevange sien, en jou vyand kan jou gevange sien, jy kan daar in hy tronksel wees. Maar hy let nie op na die genade wat God vir jou wys, terwyl jy daar ondergrond sit nie. Al het jy hoe ver geval, al is jy hoe plat geslaan, al het jy ver van God af gewandel, God se genade is altyd groter. Hy sal jou nooit verlaat nie, want hy wil jou herstel. Hy wil nie hê jy moet daar bly nie. En hy kom ontmoet jou in daai plek. Jy sien, God werk anders as mense. Mense soek die redding uit die situasie uit. Mense soek die vrymaking van pyn en seer kry, vernedering en so aan. Maar voordat God jou daar uithaal, begin hy eers met restaurasie. Hy begin jou eers te herstel voordat jy jou daar uithaal. En dis waar die hare begin groei. Jy sien, wanneer jy blind is, jy is in hy blinde, want Samson sê daar, hy is blind. Sy hande is vasgeketting. Hy sien 'n duisternis, hy sien nie 'n toekoms vorentoe nie. Hy sien nie enige hoop. Hy sien nie meer enige roeping nie. Sy oë was uitgesteek. Dis nogal 'n rowwe, bloederige, traumatiese oomblik gewees daai. Hy het alle toekomsvisie verloor. Hy het alle selfrespek verloor. Sy planne, selfs sy identiteit, hy was nie meer Samson nie. Die Nasareer nie. Hy was dus Samson die slaaf, die blinde. Samson die kaalkop blinde man. Maar wat is nogal vreemd van dit? Hy kon eers sy roeping raak sien nadat hy blind was. Hy het eers in sy blindheid besef waarvoor God hom geroep het. Jy sien, dit is die grootste genade wat God soms vir ons kan gee. Is nie om meer te kyk na wat jou kan ek sê, wat jou distract het, of wat jou weggelei het van hom af nie. Maar hy los jou om te fokus op een ding. Sy stem en sy roeping in jou lewe. Wat ek daarby probeer sê is, jy moet blind word vir jouself. Om op een te kan fokus. God se stem en roeping in jou lewe. Die dag wanneer jy blind word vir jouself, wanneer jy nie meer die me, myself en I raak sien nie, wanneer jy nie meer die Samson raak sien nie, wanneer jy God se roeping raak sien, dis wanneer God jou gaan herstel. Weet jy, in daai donkerte het hy sy identiteit verloor. Op een stadium, dis hare afskeer. Hy was nie meer Samson die sterk man nie. Hy was nie meer Samson die Nasareer nie. Hy was nie meer Samson die verskrikker van die Filistyne nie. Hy was ewe skielik Samson die blinde, die haarlose, blinde, kragtelose slaaf, die kragtelose donkie wat aan 'n meel loop, wat aan 'n meel draai. Hy het sy identiteit verloor. En jy is ook op 'n plek waar jy sê, ek voel nie meer as 'n kind van God nie, ek voel nie meer, ek weet nie meer wie ek is nie, ek weet nie meer waartoe ek op pad is nie, ek weet nie meer wat is God se plan vir my nie, ek weet nie meer, ek het alles opgemors, ek weet nie meer wat 'n rigting nie. Here, ek het U so teleurgestel, Here, ek het U nooit gedien nie, Here, wat doen ek met my lewe? Maar is juis in daai donkerte, is juis in daai blindheid wat hy begin identifiseer wie hy regtig was. Hy was nie die sterkste man nie. Hy was nie die held van Israel meer nie. Hy was net 'n man
wat God nodig gehad het. En dis waar God met jou kan begin werk. Waar jy op 'n plek kom waar jy 'n man of 'n vrou word wat net besef hoe nodig jy God het. That's it. Dis wanneer die hare begin groei. Want is God wat die hare laat groei. Nie jouself nie. Dis God wat die krag in jou bewerkstellig. Nie uit jouself nie. En dis een van die mooi goed wat Jesus geleer het. Daar in Matteus 5. Ek gaan gou maak sommer oop daar Matteus 5. Jesus leer vir ons so baie mooi dinge in die woord. Met die bergpredikasie. Jy sien, as jy kan besef hoe nodig jy God het, dat hy die enigste bron van jou krag is, dat jy leeg is uit jouself uit, dat hy die enigste een is, wat die alles in die lewe is, dat hy die ek is wat jy nodig het. Dis waar hy jou vat, en waar hy jou begin herstel, waar hy jou begin hervorm, waar die hare weer begin groei. Matteus 5 daarvan in vers 1, toe die skare sien het op die berg geklim en nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom gekom en hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê, hoor hy wat Jesus hier sê vir hulle, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Wat sê hy? Hulle wat arm van gees is. Hulle wat besef, Here, ek is afhanklik van U, ek het U nodig. Ek kan nie uit my eie krag nie, ek kan nie uit myself nie. Ek is 'n blinde, haarlose Samson, Here. Ek kan nie uit myself uit hier opstaan nie. Ek kan nie uit myself uit oorwinning kry nie. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Jy sien, wanneer ek treur oor wie ek was, oor wat ek weggegooi het, oor my sonde, oor my ongeregtigheid, as ek kan berou hê, Here, hier sit ek. Dis waar God met jou kan begin werk, waar jy leeg word van jouself. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger, die dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Wat se geregtigheid? Here, om U wil te doen. Wanneer jy die roeping van God in jou lewe weer kan herken, wanneer jy kan besef wat God van jou vra, wat God wil hê jy moet doen. Wanneer jy weer bruikbaar kan wees vir God, Here, vorm my en maak my net soos U wil. Ek is die klei, U is die pottebakker. Not my will, but your will. Here, nie my wil nie, maar U wil. Salig is die barmhartiges, want dan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Jy sien, al was jy blind, was jy uitgesteek. Maak die hart rein. Maak jou hart rein. Want dit is juist deur jou eie arrogansie, deur jou eie onreine hart, dat jy blind geword het. Dat jy God nie meer raak gesien het nie. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer mense julle beledig en vervolg en valslik allerlei kwaad en julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle met julle doen groot is in die hemel, want so het hulle ook die profete vervolg wat voor julle gewees het. Want jy sien, it's not about you. It's not about me. En die probleem wat ek en jy in hierdie lewe vandag het, is ek en jy wil so Samson wees. Ons wil die Mackie van die plekkie wees. Ons wil Samson wees. Ons wil die man met die muscles wees. Maar weet jy wat, ons moet op 'n plek kom waar ons kan wees, waar ons kan sê, Samson het nie muscles gehad nie. Want God gebruik nie die menslike muscles nie.
Want nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees, spreek die Here. Jy sien, en dit is wat ek en jy moet besef. In die donkerte het hy besef, Here, ek is nie die sterkste man nie, ek is nie meer die held van Israel nie. Ek is net 'n man wat U nodig het. Want ek kan niks doen sonder U nie. En weet jy wat, hy was vasgemaak aan daai meel. En hy het elke dag daardie meel gedraai. Die Bybel sê nie vir ons hoe lank was hy nie, maar glo jy vir my, dit was nie net 'n dag of 2 nie. As jou hare kaal afgeskeer is tot op die hoof, hoe lank vat dit vir jou voordat jou hare weer begin groei? So hy was 'n rukkie vas gewees daar. En weet jy wat? As jy vas is aan daai meel, God laat jou draai totdat jy verander. Jy sal daai donkie wees totdat jy verander. Totdat jy besef, jy het God nodig. Elke dag sal dieselfde gaan. Hoe langer jy jou hart verhard, hoe langer jy in daai plek sit. Jy weet, Samson moes toe hy daar in daai tronk gesit het in die begin. Moes hy kwaad geword het, moes hy gefrustreerd geword het, moes hy, ek is Samson, julle weet nie wie ek is nie. En hy moes hy meel draai. Elke dag dieselfde. Dieselfde grond, dieselfde stof, dieselfde pyn, dieselfde vernedering, dieselfde verlorenheid, dieselfde hopeloosheid, dieselfde routine, dieselfde donkie oor en 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 oor. Totdat hy naderhand leeg was in homself. En net daar gesit het en gesê het, Here, ek is nie meer Samson nie. Al wat ek nodig het is U. Hoe langer jy fight in jou eie krag, hoe langer jy Samson try wees, hoe langer gaan jy meel. En jy voel ook dieselfde. Jy het geen rigting, jy gaan nêrens nie, alles lyk net eentonig, elke dag dieselfde. Jy voel soos 'n mens wat dryf daar op die see. Jy weet nie of jy jouself gaan vind nie, jy weet nie waartoe jy op pad is nie. Jy het al die drome verloor. Jou identiteit, jou menswaardigheid, jy hoor niks, jy sit maar net daar in die duisternis. Ek wil vir jou sê, daai sirkel wat vir jou nou soos 'n straf voel, dit is soms God se sirkel van genesing. Want hoe meer jy leeg in jouself word, hoe meer kan God in jou lewe word. Jy sien, en terwyl hy geloop het elke dag en hy meel gemaal het, elke dag dieselfde ding, het sy hare begin teruggroei. Hoe laer hy geword het, hoe swakker hy geword het, hoe minder hy geword het, hoe langer het sy hare begin groei. Jy sien, want terwyl hy niks kon verander het in sy situasie nie, het iets in hom verander. En jy sien nie altyd die groei in jou donker tyd nie. Jy sien nie altyd hoe die Here werk in jou lewe, in daai donkerheid nie. Jy sien nie altyd wanneer jy in daai meel maal, hoe die Here besig is met jou nie. Jy sien dit nie altyd raak nie. Want niemand merk dat die hare groei nie. Wie let nou op dat sy hare begin groei? Want die vyand het jy op die plek waar jy wil hê. Hy het jy op die plek waar jy wil hê. Wie let op na jou hare? Jy sien nie altyd die groei in jou donker tyd nie. Maar dit beteken nie dit gebeur nie. God werk juis in daai stilte, juis in jou hopeloosheid, juis in jou swakheid, om iets in jou te vorm. Jy sien, iets van Samson het nie buitekant sterker geword nie. Hy het binne hom swakker geword.
in hom het hy swakker geword. Maar God het sy hare laat groei, dat God se krag in hom volbring kan word. Jy sien, want God het in hom iets gevorm wat die vyand nie kan wegvat nie. Hulle kan sy fisiese wegvat, maar hulle kan nie God se krag in hom wegvat nie. Hulle kan nie die Heilige Gees van hom wegvat nie. En weet jy wat, ek wil vir jou sê, God gebruik 'n gebroke mens kragtiger as 'n trotse mens. Want God weerstaan die hoogmoedige. Aan die nederige gee hy genade. Samson sterf in sy roeping. Hy is nie wonderbaarlik verlos uit die tronksel uit nie. Hy is nie wonderbaarlik losgemaak van sy kettinge en vrygemaak van die bespotting en van dit nie. Maar sy sterfdag, daai dag wat hy gesterf, was dit nie 'n nederlaag nie. Inteendeel, dit was 'n openbaring. Want hy sê daarso, Samson het die Here aangeroep en gesê, Here, Here, dink tog aan my. Waar het julle daai woorde al gehoor? Hy rower aan die kruis. In sy swakste was dit sy grootste oorwinning. En dis presies dieselfde. Die vorige keer het Samson toe hy het uitgeroep, ek sal weer loskom, ek sal weer vrykom, soos al die vorige kere. Hierdie keer het hy gesê, Here, dink aan my. Hy het nie gesê, ek sal nie, maar Here, U moet. Dit was die verskil. Here, nie in my krag nie, maar in U krag. En in sy dood het hy meer Filistyne verslaan as in sy hele lewe. Hy het sy roeping vervul met die grootste slag. En hy het sy roeping vervul wat God hom voorgeroep het. Die dag toe hy uitgeroep het, Here, nie in my krag nie, maar U krag. Het hy meer Filistyne verslaan. Die grootste oorwinning behaal as wat in sy hele lewe behaal het. Want in sy swakheid was God sterk. En dis waar die woord van die Here sê, en ek wil hê jy moet dit vir jou in jou Bybel gaan merk nou, maak oop daar in 2 Korintiërs 12. Gaan merk dit vir jou in jou Bybel, gaan highlight dit vir jou, gaan werk, gaan wys dit vir jou, gaan skryf dit, gaan onderstreep dit, gaan skryf dit op jou yskas, sit dit op jou, plak vir jou daar bo jou bed, doen dit, sit dit vir jou as 'n screensaver. Want ek wil vir jou sê, in jou swakheid word God se krag volbring. Daar in 2 Korintiërs 12, 2 Korintiërs, dis net nou 1 Korintiërs, 2 Korintiërs hoofstuk 12. Samson sê nie, Here, ek sal nie, hy sê, Here, U moet. 2 Korintiërs 12 vers 9 en vers 10. Hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaal in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge en benoudhede, om Christus wil, want as ek swak is, dan is ek sterk. Jy sien, Paulus het iets besef, as ek probeer sterk wees, val ek. Maar dis juis in my swakheid waar God se krag deurkom. Dis juis in my swakheid, dis juis in my val, dis juis in my seerkry waar ek uitroep en sê, Here, nie in my krag nie, maar U krag. En weet jy, in sy gebrokenheid, wat was God se heerlikheid sigbaar geweest. Toe hy vervalle was, toe hy gebroken was, dit was 'n sigbare openbaring van God se krag. En in sy nederigheid het God sy grootste oorwinning gebou. Weet jy, alhoewel hy nie meer die ou Samson was nie, die sterk, langhaar Samson nie, was God se krag groter in hom as ooit tevore. Al voel jy vandag so Samson.
Voel jy vasgebind, blind, geslaan, jy het misluk, gevang en vervalle. Jy het dom besluite gemaak, jy het dom keuses gemaak, jy het weggestap van die Here af. Ek wil vanmôre vir jou die woord gee. Jou hare groei weer. Jou hare groei weer. Nie jou fisiese hare nie. Jou God gegewe identiteit. Jou salwing, jou roeping, jou geestelike krag, jou oorwinning. Ek wil vir jou sê, daar is geen val so diep, dat God nie iets niets daaruit kan laat opkom nie. Daar is geen fout so groot, dat God nie 'n comeback kan begin in jou lewe nie. Daar is geen donker so dig en so swart, waar God se lig nie kan deurbreek, en God se werk kan staan nie. Ek wil vir jou sê, jare groei, in stilte, in daai tronk, in daai trane tyd. Ek meen, hoeveel dink jy het Samson daar gehuil? In sak en as, op moedverloorse vlakte. Op daai plek waar hy sê, Here, ek het niks meer oor nie. Ek is nie meer Samson nie. Jare groei weer. En jou swakheid sal God se krag volbring word. En God doen die kragtigste werk wanneer al die ander dink dit is nou klaar. Toe daai Filistyne dink dis nou klaar, ons het hom. Sê God, sy hare groei weer. Gaan na 1 Petrus 1 toe. Petrus hoofstuk 1. Petrus aan die agterkant van jou Bybel. 1 Petrus 1, ons lees daar vanaf vers 6 tot en met vers 9. Daarin verheug julle, al word julle nou as dit nodig is, hoor jy al, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Vir wie julle al het julle hom nie gesien nie, tog liefhet, en wie julle al sien hom nie nou nie, tog glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Jy sit nou in 'n moeilike situasie, jy sit nou in daai tronksel, jy sit nou in 'n meel, ek wil vir jou sê, in jou swakheid sal God se krag volbring word. Wanneer jy leeg word in jouself, dis wanneer God kan begin oorneem in jou lewe. God is die God van teruggroei. God is die God van herstel. God is die God wat lewe gee. En weet jy wat, Samson verhaal is nie net 'n waarskuwing vir ons nie, maar dit is eintlik vir ons 'n openbaring. Dit is eintlik vir ons iets om ons te wys, dat God is nie net die God van die begin nie, maar hy's ook die God van weer begin. Jy kan weer opstaan. Jy kan weer terugkom na God toe. Al was jou hare afgeskeer, al is jou oë uit, al was jou roeping vernietig, al draai jy nog aan 'n meel in jou lewe, al is jy vasgeketting, al is jy verneder, al is jy verniel, al is jy bespotlik gemaak, al staan jy naak, al val jou lewe uit mekaar, jy kan terugkom, jy kan weer begin. Ek wil vir jou sê, kyk net stadig bietjie mooi in jou lewe, kyk mooi. Daar groei iets op jou geestelike kop terug. Daar's iets besig om te groei. Jy sien dit nie raak nie. Maar die vyand sien dit te laat. Want God het jy nie alleen gelaat nie. Maar ek gaan weer terug na 2 Korintiërs toe, né? Maar jy sal weer opstaan. Jy sal. Ek wil vir jou sê, jou swakheid sal jou grootste oorwinning word. Maar wat moet jy doen? Salig is jy, as jy weet hoe afhanklik jy van God is.
Jou verlorendheid, jou mislukkings, jou teleurstellings, jou hartseer, jy sal weer opstaan. Want is God wat jou laat opstaan. Nie in jou eie krag nie. Dis hy wat jou optel, dis hy wat jou hare herstel. En weet jy wat, jou grootste val sal jou grootste getuienis word. Samson se grootste val het sy grootste getuienis geword. Dit is opgeskryf in die woord. Sy val het sy grootste oorwinning geword. En ek wil vir jou sê, jy moet by die punt kom waar jy jouself oorgee aan God en net kan sê, Here, dink aan my. Wanneer jy leeg is in jouself, wanneer jy leeg getap is van jouself en losgemaak is van jouself, dis waar God se krag kan begin werk. Jy sien, dit is wat Paulus skryf. Hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, daar 2 Korintiërs 12 vers 9. My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. My krag word in swakheid volbring. Jy sien, as jy probeer sterk wees, as jy probeer uit jou eie krag uit oorwinning kry, sorry, jy gaan val. Daar gaan ergens 'n Delilah met 'n skeermes staan agter jou. Trust you me. Maar wanneer God jou hare laat groei. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Jy sien, dit is die krag van Christus in jou, wat jou gaan sterk maak, wat jou gaan laat opstaan. Dis die krag van Christus, die krag van die evangelie, sy volbringde werk aan die kruis, wat hy gedoen het aan die kruis. Dis sy beloftes, dis sy woord. Dis sy krag. Dis die Heilige Gees in jou, wat jou weer gaan optel. Nie deur krag of deur geweld, maar deur sy Gees. As jy daarom het ek behaag in swakhede, wat sê hy, daarom verheug ek my in my swakheid. Daarom is ek bly. Here, dankie dat U my hare afgeskeer het. Dankie Here dat U my aan daai meel vas laat maak het. Dankie Here dat U van my gewyk het. Dat ek my eie krag verloor het. Want daardeur besef ek hoe afhanklik ek van U is. Daardeur besef ek kan nie. Want ek het U nodig. Maak jouself los van jou eie wil, jou eie begeerte, jou eie ek. Daarom het baie swakheid in mishandelinge, in node, in vervolginge en benoudhede om Christus wil, want as ek swak is, hoor my, as ek, die eie ek, as ek swak is, dan is ek sterk. Want dis wanneer God die hare laat groei. En jou grootste val sal jou grootste oorwinning word. Daai rower aan die kruis, ek het nou net daarvan gepraat. Hy het op 'n plek gekom in sy lewe. Net so Samson. Hy was stikkend. Geen meer toekoms, geen meer hoop. Verlore. Op pad hel toe. Gebroke. Bespotlik gemaak. Hy draai na Jesus toe en sê, Here, dink aan my. En Jesus sê vir hom, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Want jy sien, dis nie deur sy krag dat hy sy redding gekry het nie. Dis nie deur sy krag dat hy oorwinning gekry het nie. Dit was alleen deur wat Christus aan daai kruis gedoen het. In Jesus Christus is elke belofte van God, hoeveel daar ook mag wees, is ja en amen in hom. Soek eers die koninkryk van God. Wat is die koninkryk van God? God se heerskappy, die evangelie, die volbringde werk van Christus. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Jesus Christus, wat in die kruis gedoen het. En
En al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. God is nog nie klaar met jou nie. Samson, jy het geval. Dis nou net die begin. Hy is nie klaar met jou nie. In jou swakheid word God se krag volbring. Jy moet net kan uitroep na die Here. Dink aan my. Excuse? The end is just the beginning. Amen.